Nadat ons nou die vierkante en die derde magte van desimale getalle gedoen het, kom die vierkantswortels en die derde magswortels van desimale getalle aan die beurt. Onthou nou, vierkantswortels en die derde magswortels is die omgekeerde bewerking van vierkante en derde magte. Die eerste enetjie waarna ons gaan kyk is die vierkantswortels van 'n desimale getal. Onthou nou, dit is maar baie belangrik, ons sal in hierdie afdeling gaan ons net met volkome vierkante werk. So julle kan verseker weet dat die vierkantswortel mooi sal uitwerk. 'n Voorbeeld wat ons nou gaan kry om die vierkantswortel te bereken is, die vraagie sal vra, bereken vir ons die vierkantswortel van 0,09. Wanneer ons nou die vierkantswortel moet kry van 0,09, gaan ons 0,09 eers omskakel na 'n gewone breek toe. 0,009 kan ons skryf as 9 gedeel deur 100. As ons nou die vierkantswortel van dit moet kry, kan ons die vierkantswortel van 9 deel deur die vierkantswortel van 100. Ons weet die vierkantswortel van 9 is 3 en die vierkantswortel van 100 is 10. 3/10 kan ons weer as 'n desimale getal skryf van 0,3. Die tweede voorbeeldjie waarna ons kan kyk is as hulle wel weer vir ons vra, bereken die vierkantswortel van 1,44. As ons nou hom omskakel na 'n gewone breek toe, gaan ons sien dit gee vir ons 144 op 'n 100. As ek nou kyk na die vierkantswortel van 144 op 100, kan ek dit weer skryf as die vierkantswortel van 144 gedeel deur die vierkantswortel van 100. Die vierkantswortel van 144 weet ons is 12 op die vierkantswortel van 100 wat 10 is. 12 gedeel deur 10 kan ons weer as 'n desimale getal skryf van 1,2. Die belangrike stapie wat ons eers gedoen het, was om ook eers weer ons desimale getal 'n onegte breek te maak. As ons nou die desimale getal 'n onegte breek maak, sien ons daai 144 op 100. Onthou, ons moet 0,16 nou eers 'n gewone breek maak, so ons skryf dit as die vierkantswortel van 16 op 'n 100. Nou kan ons dit weer skryf as die vierkantswortel van 16 gedeel deur die vierkantswortel van 100. En die vierkantswortel van 16 is 4 gedeel deur die vierkantswortel van 100 wat 10 is. En dit gee vir my 'n antwoord van 0,4. Die laaste voorbeeldjie wat ons van hierdie doen is 0,64. As ons 0,64 se vierkantswortel moet bepaal, kan ons dit skryf as 64 op 100 se vierkantswortel. Dit gee vir my die vierkantswortel van 64 gedeel deur die vierkantswortel van 100 en dit gee vir my 8 op 10 en 8 op 10 kan ons skryf as 0,8. Ek gaan elkeen van hierdie voorbeeldjies net ook met julle doen op 'n kortpad metode. As ons kyk na die kortpad metode, dan gaan ons kyk na die getalletjie wat onder die vierkantswortel staan. In hierdie geval is dit 9. As ons nou die vierkantswortel van 9 bepaal, dan gaan ons kry die vierkantswortel van 9 is 3, soos wat ek dit daar geskryf het. Die vierkantswortel van 9 is 3. Nou gaan kyk ek na die aantal desimale plekke. Die aantal desimale plekke onder hierdie wortel is 2 desimale plekke. My antwoord moet dus 2 gedeel deur 2, 1 desimale plek na die komma hê. So ek kan sê dat hierdie vierkantswortel van 0,09 is se antwoord is 0,3. Kom ons doen die volgende voorbeeldjie ook op die kortpad metode. As hulle vir ons vra, bereken die vierkantswortel van 1,44.
Dan gaan ek kyk na die getal wat onder die vierkantswortel staan. So as ek nou daar het die vierkantswortel, dan het ek 144 is die getalletjie wat onder die vierkantswortel staan. Die tweede ding wat ek moet doen is om die vierkantswortel van 144 te bepaal wat 12 is. As ek nou kyk na die aantal desimale plekke, dan is daar 2 desimale plekke. Ek moet hierdie 2 desimale plekke deel deur 2, so 2 gedeel deur 2 is 1. So my finale antwoord moet 1 desimale plek hê. Met ander woorde, as ek gaan kyk na die vierkantswortel van 1,44, dan gaan ek sien my antwoord is wat ek kry, die vierkantswortel van 144 is 12. Ek moet kyk hoeveel desimale plekke ek moet hê na die komma. Ek moet 1 desimale plek hê na die komma, so my antwoord is 1,2. Die volgende vraagie vra vir my, bereken die vierkantswortel van 0,16. Die getalletjie waarna ek kyk is 16. Die volgende vraagie is die vierkantswortel van 16. Die vierkantswortel van 16 is 4. As ek weer kyk, dan sien ek my finale antwoord gaan 2 gedeel deur 2 is 1 desimale plekke na die komma hê. Ek kan dus die antwoord skryf van 0,16 se vierkantswortel is 'n antwoord van 0,4. Die laaste voorbeeldjie wat ek vir julle weer doen is bereken die vierkantswortel van 0,64. Okay, so as ons nou weer mooi kyk, dan sien ons die getalletjie wat ons het is 64. Die vierkantswortel van 64 is 8. Weereens het ek 2 desimale plekke na die komma, so 2 gedeel deur 2 is 1. Dit wil sê my antwoord moet 1 desimale plekke hê na die komma, en dan kan ek my antwoord skryf as 0,8. Dieselfde is hier van toepassing. Met ander woorde, jy moet eers jou desimale breek omskakel na 'n gewone breek en dan jou derde magswortel bereken. As ons kyk na 'n voorbeeld wat hulle vir ons vra, bereken die derde magswortel van 0,008. Weereens is die getalletjies wat ons hier sal gebruik volkome derde magte. As ons werk met die derde magswortel van 0,008, kan ons dit skryf as die derde magswortel van 8 op 1000. Dit gee weer vir my die derde magswortel van 8 gedeel deur die derde magswortel van 1000. As ek die derde magswortel van 8 bepaal, is dit 2 op die derde magswortel van 1000 wat 10 is. 2/10 kan ons nou weer skryf as 0,2 en my antwoord is weer in desimale vorm. Volgende voorbeeldjie. Ekskuus, kom ons kyk net gou weer, wat het ons gedoen? Ons maak die desimale getal 'n gewone breek. Nog 'n voorbeeld is byvoorbeeld 0,027 se derde magswortel. Ons gaan hom nou mos eers 'n gewone breek maak. As ons hom 'n gewone breek maak, skryf ons hom as 27 op 1000. 27 op 1000 se derde magswortel kan ons weer skryf die derde magswortel van 27 gedeel deur die derde magswortel van 1000. En dit gee vir my 3 op 10 en dit is 0,3. By die derde magswortels het ons ook 'n kortpad metode.
As ons nou kyk na die kortpad metode, gaan ons weer eens kyk na die getalletjie wat onder die derde magswortel staan. So as ons kyk na dan gaan ons die derde magswortel van die getal bepaal en die desimale plekke gaan ons dan deel deur 3. Byvoorbeeld, as ons weer kyk na die vraagie wat vir ons vra, bereken die derde magswortel van 0,08, gaan ons in die eerste plek kyk na die getal. My getalletjie is 8. Die derde magswortel van 8 is 2. Daar is 3 desimale plekke na die komma. Met ander woorde, ons moet sê 3 gedeel deur 3. 3 gedeel deur 3 is dan 1 desimale plek wat in my antwoord moet wees. Met ander woorde, die derde magswortel van 0,08 gaan dan wees 0,2. Ons kan ook kyk na die voorbeeld van 0,027 se derde magswortel. As jy kyk na 0,027 se derde magswortel, gaan jy in die eerste plek kyk na die getalletjie en die getal is 27. Wat is die derde magswortel van 27? Die derde magswortel van 27 is 3. Hoeveel desimale plekke moet my antwoord hê? 3 gedeel deur 3 is gelyk aan 1 desimale plek. Ek kan dus my antwoord skryf as 0,3. Dit is dan vandag se lesie. Ek hoop julle geniet die huiswerk.